Luisteraars, ons gesels vanoggend weer met jou uit Matteus 5, die bergrede. Saam met my gesels Paul. Paul, môre. Goeiedag luisteraars. Henning, ja, dankie man. Dis my voorreg. Dis altyd 'n voorreg om lekker saam te kan praat oor die woord. Luisteraars, hier by ons is dit altyd moeilik om te onthou dat ons met julle in die aand praat. So as jy my nou hoor sê môre, dan ek en Paul sit nou hier so op 'n Vrydagoggend en hierdie opneem. Maar dis dan lekker om so amper oor tyd met jou te kan gesels op 'n Sondag-aand. Ons het verlede week begin Paul met die bergrede. En wat 'n aangrypende gedeelte, ek dink mense ken dit goed, maar ons weet nie altyd wat om daarmee te maak nie. Miskien moet ons sê, ons is dalk so verward, soos die mensies wat daar op die berg aangekom het, wat die eerste keer na Jesus geluister het. Ek troos my maar altyd daaraan dat hulle ook nie altyd Jesus se woorde verstaan het nie, soos mense my woorde nie altyd verstaan nie, dan is dit seker nie die einde van die wêreld nie. Kom ons onthou gou weer net saam die luisteraars, wat is belangrike konteksgoed as 'n mens deur hierdie teks werk? Wat 'n mens in gedagte moet hou om reg te verstaan. Ek dink iets waar ons gepraat het was die hele koninkryksgedagte. Ja, die koninkryk is belangrik, nê. As mens nou dink, Christus kom vestig sy koninkryk op aarde. En as mens kan eintlik dit baie ver terugvat, nê. As mens dink aan Jesaja en dit wys juis na die koninkryk wat God kom, van God wat kom, nê. Ja. En dan sê hy Jesaja van die vrede wat hy bring en die engele wat sê vrede op aarde, want in hom en wie ons welbehae het. So die vrede ryk is gestig met Jesus se geboorte. Hy kom vestig die koninkryk van God. Ja, daai belofte wat daar sal altyd iemand uit die nageslag van Dawid op die troon wees, wat so 'n lyn is wat reg deur die Ou Testament kom. Dis reg. In die evangelies in. Dis reg. En dan brei in die Nuwe Testament van Israel af brei dit nou eintlik mos nou uit na die hele wêreld. Nee, die koninkryk dis hoekom ons bid ook, nee, ons Vader, laat u koninkryk kom. So hierdie koninkryk wat uitgebrei word, en daarom kan mens dit sien as veral hierdie bergrede, nee, hierdie hoofstuk 5 tot 7, sien mense as 'n manier hoe Jesus die koninkryksreëls neerlê. Ja, want hy het nou gekom en gesê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis reg. En dit het al klaar mense half geskok, want waarvan praat hy? Gaan nou die Romeinse ryk omvergooi, wil hy sy eie koninkryk begin, gaan die Jode nou weer hulle eie koninkryk hê? Dis En reg. nou begin hy die inhoud daarvan gee. Ja, en wat belangrik is, nee, is om te sien dat hoeveel anders is hierdie reëls as die wêreldse reëls. Oeg, hy dop dit om, ja. Hy dop dit heeltemal om. En as mens nou kyk, nee, al hierdie geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons in die wêreld wil nie afhanklik wees nie. Ons wil in beheer wees en ons wil die beste wees en ons wil die mooiste wees en jy weet, ons wil leiers wees. Iets van die disippels, nee, wat ook stry oor wie die belangrikste is, dan sê Jesus, nee, dit gaan nie oor wie die belangrikste in die koninkryk is nie. Dit gaan oor wie bereid is om te dien. So, die koninkryksreëls is totaal anders as wat ons in die wêreld sien. Dis 'n vreemde manier ook van Jesus juis, anders as die wêreld, want hy nooi ons nou in hierdie koninkryk in. So hy gee nie net die reëls nie, hy sê, kom wees deel, om die waarheid te sê. Hy sê op plekke, julle sal saam met my regeer. En dan hierdie beeld wat Johannes in Openbaring sien van die ouderlinge met die krone op, nee, want die krone is 'n regering. En dan sit hulle daai krone voor God neer, voor sy troon neer, om absolute erkenning van sy totale koningskap. En tog sê julle gaan saam my regeer. Ja, en dan dink 'n mens, wat? Sou enige almagtige wese nie totale mag wou hê nie totale dominering nie. En dit is wat so anders is. Die hele tyd gaan dit oor die verhouding. Ja. Hierdie koning wat lief is vir sy onderdane, sê maar kom regeer saam met my. Ja. En ek dink wat is belangrike ding as jy nou weer vat oor die verhouding. Daar's nogal 'n belangrike daarin ding dan, want as mens gaan kyk na ons gaan ook later in hierdie hoofstukke sien hoe die Here heeltyd terugverwys na die wet. Dis nie nuwe goed wat hy eintlik sê nie. Nee, dis goed wat in die Ou Testament al na vore kom, maar die mense sondige natuur maak dat ons dit baie keer verkeerd interpreteer. Ja. En wat Jesus dan baie mooi doen is, hy bring dan die ware betekenis weer na vore. Nee. En as mens nou dink aan die verhouding ding, hoe wonderlik is dit nie dat die hele wet op 'n verhouding, op liefde
gefokus is. Ja. Alles gaan oor verhouding, alles gaan oor hoe ons lief het. En daarom moet ons verby die punt kom te sê, ja, jy weet, hierdie rigiedheid van, as ek dit en dit gedoen het, dan voel ek, ja nee, ek is alright. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie, die wet gaan juist oor, liefde gaan daaroor, dat ek kyk na wat daai persoon se behoeftes, en dan doen ek dit. Ja. Nee, of ek kyk wat daai persoon graag wil hê, en dan gaan koop ek dit vir daai persoon. Ja. Nee, so dit gaan oor daai ekstra myl wat ek bereid is om te loop, omdat ek die persoon lief het. Ja. En ek dink dit is die mooi wat hier uitkom, nee. Die Jesus wat vir die mense hierso begin wys, maar as ons God wil dien, moet dit verder gaan, dit moet dieper gaan, want dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan daaroor dat ons Christus moet lief hê. Jog, en as 'n mens mooi daaroor dink en wat met ons op die oomblik in die wêreld gebeur, hoe 'n mens baie keer oor die wet dink, dan is hierdie regtig 'n omgedopte seëninge, nee? As ons vir mekaar sou sê, jy is geseënd as dit met jou ekonomies goed gaan, as dit met jou liggaamlik, gesondheidsgewys goed gaan. En hier kom hy en hy draai daai ding op sy kop. So luisteraars, luister saam met my, ek gaan dit vir ons lees. Ek lees sommer al die eerste paar verse van Matteus 5 vanaf vers 3 en dan gaan ons optel daar by vers 5, vers 6 waar ons die vorige keer opgehou het. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En dit is die woord van die Here. So ons konsentreer nou eers net op hierdie, net die seënbedes, om te sê, wees regtig gelukkig. En so luisteraar, hoor saam met ons hoe dit die Here regtig hier 'n ander perspektief, sommer behalwe vir daai mense, vir jou en vir my ook, kom gee. Is nie die rykes nie, is nie die oorheersers nie, is nie die oorwinnaar selfs nie. Nee, die ou wat die oorlog gewen het, nee, dit lyk heeltemal anders. So ons het die eerste paar hanteer, die afhanklikheid van God. Ons het gepraat oor die wat treur, wat troos sal kry. Ons gepraat oor die sagmoediges, wat die nuwe aarde ontvang. Nou vers 6, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. My eerste vraag hier sou wees, wat is reg? Hoe dink 'n mens, nou dag het ek met 'n groepie mense hieroor gesels, en ons het gesê, joh, dat dit voel of daar geen reg en geregtigheid meer in die wêreld is nie. En wanneer mense dan hier hoor, praat oor reg, dan wonder ons waarvan praat. Hy sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Waarvan praat ons as ons praat van hierdie reg? Ja, dit is belangrik, nee, ek dink dat ons mooi gaan dink oor wat is reg. Ons en as ons mooi gaan dink in terme van weer die koninkryk, dan gaan dit oor wat vir ons Here reg is. Wat vir hom? Dis wat ek net al gesê het van die liefde, nee. Dit gaan, as ek regtig lief is vir 'n persoon, dan luister ek mooi en ek kyk mooi vir die persoon om vas te stel wat daardie persoon wil hê. En dan doen ek dit. Nee, maar dit is net as jy werklik die persoon liefhet. So vir ons as ons nou dink aan wat reg is, dan gaan dit ook daaroor. Ja. Oor wat is reg vir ons Here, vir ons koning. So dis die stel reëls, met ander woorde, wat 'n ou hier moet toepas, want ek dink wat met ons gebeur is, ons het 'n algemene sin vir reg en geregtigheid. Ek dink in eerste plek is dit in alle mense geskape. Die Here sê so. Almal het 'n begrip of 'n aanvoeling daarvoor, nie almal steur hulle daar nie. Ja.
Maar dan het ons ook, veral ons wat uit die westerse wêreld kom, die Romeinse reg is iets wat vir jou geleer word vandat jy klein is. En dis baie keer die konsep wat ons gedagte het, is so, dit moet reg en regverdig wees, en met ander woorde, as mamma vir jou 'n blou soetie gee, dan moet sy vir my ook eerder maar 'n bloue gee, want net nou is die rooie lekkerder, en dan is dit nie regverdig nie, nee, dis min of meer hoe ons dit probeer sien. Dis wêreldse reëls, terwyl wat hierso sê is, wat honger en dors na wat reg is, dit moet al eintlik klaar vir jou iets sê. Honger en dors is soos, ek het dit meer nodig as kos, meer nodig as water. Dis wat my voed. Ek honger en dors na hierdie koning se geregtigheid. En as dit gebeur, ek dink Romeine sê dit so mooi, so baie gedeeltes in die Bybel wat juist praat oor God se geregtigheid. As mens deur die profete lees, word daar honderde kere word mense opgerek. Eerste sê hulle, dis God, die geregtige, of die regverdige, die regter, word aan hom die titel gegee. En tree op, en dan sê die Here, nee, wanneer julle regverdigheid aan ander bewys, dan doen julle my wil. So, ons moet dit nie verwar met, dis reg teenoor my nie. So, haal jouself uit die middel uit, en dis ons probleem. So, ek is geseënd wanneer ek myself uit die middel uithaal, wanneer ek honger en dors na wat reg is, soos wat God dit gee, en dan sê hy, want hulle sal versadig word. En ek dink nog as daai is 'n belangrike begrip, want wanneer word ek versadig? As jy nou dink aan kos eet, party ouens kan versadig wees deur een broodjie te eet, sonder dat daar enigiets op was. Nee, sommer net so 'n droë broodjie, want dis dalk al wat hy vir die dag gekry het, en sy maag het al so gekrimp dat hy's versadig, en hy's amper vergenoegd. Hy het iets gehad. Ander is nie versadig totdat hulle nie alles opgeëet het wat daar is nie, alles wat sy hart begeer en waarvan hom eintlik belustig het, nee. Hy eet totdat hy nie meer kan eet nie, dan is hy versadig. So, wat word hiermee bedoel, as ons hier praat van, hulle sal versadig word? Ja, en ek dink, dit is 'n mooi beeld wat jy gebruik van kos, nee. Want as mens nou 'n bietjie verder daaroor dink ook is, baie keer, ek sien ook met ons seuns, dat as jy nou vir hulle chips gee, nee, dan kan hulle al die pakke chips in die kas opeet, want hulle word nie versadig nie. Ja. Maar gee vir hulle vleis of proteïene, dan is dit totaal anders, nee, dan bereik hulle versadigingspunt. Darm en oefenheid. Iewerster, ja, darm. So, ek dink, en dit is dieselfde ook, ons sondige natuur maak, dat ons nie versadig word nie, want ons sondige natuur soek vir onsself eer, en daai selfsug, daai selfeer, Paulus praat ook in Filippense 2 praat hy daarvan, die selfsug en die eersugtigheid praat hy van. Daai eersugtigheid soek, en wat interessant is ook van daai eersugtigheid is, die Griekse woord kan letterlik vertaal word met leeg van eer. So met die sondeval het ons leeg geword. Ja. Want die wonderlike voorreg, die eer om in God se teenwoordigheid altyd te kan wees, is weggevat. Nee, ons is uit die teenwoordigheid van God uitgerig, en dit maak dat ons honger is. Honger is om weer daai eer te kry, maar nou wat ons doen is, ons soek daai eer op ander plekke. Ja. Ons soek dit in onsself, ons soek dit in mense wat my moet eer, ek wil sentraal wees in alles, en dit maak 'n leegheid, dit bring daai absolute honger by ons na vore. Ja, die gedagte net wat jy nou lig is wanneer ek van my eie reg beklei, nee, wanneer ek myself verdedig, op daai oomblik voel dit so geregtig. Dis reg. Maar hoe baie keer as ek dan van daar wegstap en ek kom ons sê, ek praat met iemand wat my regtig goed ken, dan voel ek maar leeg, nee, dan voel dit so, ek so onvergenoegd. Dis reg. Jo, dit het nie. Terwyl, ek dink ook hier aan, ek dink nou aan Jesus se woorde, wie, kom drink water sonder om te koop, maar word regtig verkoop, nie, kom koop kos sonder geld en word vol. Dis reg. Hoor weer, luisteraar, hoe dat die Here Jesus hierdie omdop, met ander woorde, eintlik wat hy sê, is so, as jy dan treur en as jy sagmoedig is, as jy honger is na wat reg is vir iemand anders, Ja. met ander woorde, jy gee eintlik jou brood weg. Dis reg. Dit wat jou sou volmaak, gee jy weg, sê, dan gaan jy versadig wees. Ja. Ja, en mens kan nog hierdie voorbeelde kan mens aanhou en laat val, nee, as mens nou net dink ook, sê nou maar jy honger na rus,
Nou sê nee, ek moet hierdie vakansie, maar ons het almal al beleef, jy weet, jy kom terug van die vakansie af. Jy dink jy berei voor, nê, en jy dink hierdie vakansie gaan ek dan nou lekker is. Nou kom jy moer terug as wat jy was toe jy terug wat jy weggegaan het, jy weet. Want hierdie dinge, hierdie aardse goed kan nie vir ons hierdie volheid, hierdie versadiging gee wat ons alleen in God kry nie. Ja. En luisteraar, ek dink mens moet versigtig wees om dit nie net te vergeestelik nie, nê? Ek bedoel, mens kan baie maklik soos die Hindoes of iemand half sê baie van hulle monnike gaan sit daar op die vlakte en eet vir 'n maand niks en honger homself uit en dan gaan hy dood. En hy doen dit alles tot eer van wat die gedagte wat hy aanbid. En dis nie die bedoeling hier nie. Dis nie blote vergeesteling, dis regtig 'n geestelike volword. Daar's ook iets tasbaar daaraan. Dat ek en die hele gedagte is, met ander woorde, die seën wat ek beleef wanneer ek aardse hongerpyne sou hê terwyl ek geestelik vervul is. Ja. En dis ook 'n fisiese ding. Dit gee my vergenoegdheid. Dis die ding wat my lewe die moeite werd maak. Laat my in die oggend opstaan want ek kyk na die reg van die Here. Ek word versadig in dit wat vir hom goed is. En as ek dit bereik het, was dit goed genoeg. Ja, en dan kom ons terug na Psalm 119, nê. Psalm 119 gaan oor die wet van die Here. En dan beskryf hy op verskillende maniere hoe ons versadig word en hoe ons dors geles word en hoe ons dit soeter as heuning is, nê, en allerhande sulke maniere. Hoekom? Want ek soek my vervulling, ek soek my vreugde, ek soek my lewe is in Christus. Ja. En dit kom weer terug na daai verhouding toe, nê, om te sê, ja, hoe kan ek hom verheerlik? Hoe kan ek hom eerste stel in my lewe? Want ek is lief vir hom. Daar's 'n verhouding, daar's 'n liefde vir hom. Ja. So, dis waar ons versadiging kry. Luisteraars, ons hoop ons het jou honger gepraat. So ons gaan nou vir jou 'n stukkie musiek speel. Ons hoop dat jy nou nie net 'n stukkie brood gaan vat nie, maar dat jy ook sal besef hoe honger ons geestelik het. Kom ons luister daarna en dan gesels ons nou weer verder. Luisteraars, is jy 'n geseënde? Het jy al 'n bietjie daaroor gewonder? Is jy regtig geseënd? Ek en Paul sit ook lekker saam met julle en dink daaroor oor wat hierdie seëninge regtig beteken in 'n ou se lewe. Wat beteken dit prakties? Ons is by die volgende bede, as jy kyk Matteus 5 vers 7. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Paul, wat is barmhartigheid? En ek dink as mens nou mooi dink daar, dan kan dit dalk die mooiste beskryf word deur die gelykenis wat Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan. En dan sien ons die barmhartigheid, nee. Ek meen die Samaritaan, eintlik die priester loop verby daai persoon wat daar lê en die profeet en almal loop verby, nee, maar die Samaritaan wat eintlik geen verwantheid nie, want kyk, hulle is op pad Jerusalem toe. So dis Jesus vertel die verhaal so dat dit eintlik veronderstel dat dit 'n priester of 'n Jood is wat daar lê. So eintlik moet die Jode wat daar verbyloop hom gehelp het, maar dan kom die Samaritaan wat eintlik die Jode sien hulle as vyande. Ja, hulle noem hulle honde. Hulle noem hulle honde, nê. Samaritaan, die woord Samaritaan was ook eintlik soos 'n vloekwoord. Jy weet, jou Samaritaan. Weet hulle inteendeel, Jesus was een keer so genoem deur die Jode, nê. Ja. So in steede daarvan dat die Jode vir hierdie persoon help, kom die Samaritaan, hy tel hom op, hy vat hom na 'n herberg toe en dan versorg hy hom volkome. Hy betaal alles, nee, hy sê alles, geef my die rekening, ek sal dit betaal. Sê vir die herberg. So ek dink daarin sien ons iets van wat barmhartigheid is. Ja, dis amper dis meer as wat ons van mekaar sou verwag, nê. Dit gaan en ek sien dit in al hierdie seëninge. Dis elke keer verder as wat ek kan. Ja. Dit vra meer, dis 'n verder dink en 'n verder doen. En dis barmhartigheid is nie menshartigheid nie. Dis nie selfgerigtheid nie. Dis 'n leegmaak van jouself uit afhanklikheid van God, né? Dat ons nie weet daar gaan. Dis 'n leegmaak van myself want ek word deur die Here vertroos, want ek ontvang 'n nuwe aarde, want ek word versadig. Ja. Dis reg. En ek wil weer terugkom na die liefde toe.
Nee, as ek 'n persoon liefhet, dan kyk ek weer eens na wat daai persoon wil hê. Nou, dit sien mense hierson nê. Hierdie Samaritaan, as ons soos die Samaritaan is, Jesus vertel dit vir ons om te sê dis wat hy wil hê. Nee, dis hoe ver ons liefde, want dit gaan oor liefde, nê? Die ryk jong man wat hom vra, maar wat beteken liefde? Liefde vir jou naaste. Ja. En dan vertel Jesus hierdie barmhartige Samaritaan verhaal. So ook ons liefde moet so wyd strek om te sê, maar wat wil hy hê moet ek doen? Hoe wil hy hê moet ek leef? Ja. En ons sien hier die mooi voorbeeld in Christus self, nê? Wat na ons toe kom. Ja, en ek bedoel wat Christus kom doen, ego alles wat die Vader al van die begin af doen. Ek bedoel as mense hierdie barmhartigheid vat terug na die skepping, terug na die sondeval, ek bedoel van daar af elke terugsleep, elke ontmoeting is die Here wat kom. Is nie Abraham wat die Here soek nie. Ja. Dis die Here wat met hom praat. Daar's barmhartigheid. Dis die Here wat grense oorsteek vir versoening, vir hierdie liefdesverhouding wat moet groei. So dis 'n ego daarvan. Ons sien dit in die Vader en dan die werk van die Heilige Gees as trooster, as helper, as heiligmaker, nê? Dis deel hiervan is kom terug na my toe. Dis meer as wat 'n mens sou kon dink. Ek bedoel, die Here kom sê, luister, ek het nou alles gedoen wat ek vir julle kon. Ek het aan die kruis gesterf, ek het nou nog vraggies opgestaan ook. Nou is julle daarom op julle eie. Julle behoort nou 'n bietjie reg te kom. Nee, dan gee hy nog sy Gees ook, sodat ons herinner word. So ons sien dit in die wese van God, barmhartigheid. En as daar nou staan, so geseënd is die wat barmhartig is, of nee, ja, met ander woorde, dis hoor ook hier staan nie net barmhartigheid bewys nie, maar barmhartig is beteken dis in jou karakter, is ietsie van jou identiteit. Beteken ek moet nuut gemaak wees, is daai vol of die nuwe aarde gedagte leef in my, ek is klaar deel van hierdie koninkryk, ek leef anderster. So ek is barmhartig in my karakter. Aan hulle gaan barmhartigheid bewys word. En nou wil ek 'n stoute vraag vra, Paul. Soos wat die Engelse gesegde sê, is dit, am I only in it for the money? Nee, ek bedoel, so ek is, en ons sien dit baie, as ons nou sosiale media dophou, ek sien dit is 'n groot mode, dat mense byvoorbeeld gaan, dis 'n ou wat loop en maak of hy blind is, en dan laat val hy nou, sê nou maar sy iPhone, tussen 'n klomp mense, of hy sou val, dit is die ander een wat ek baie sien, hy sou nou val en lê op die grond, en hy kom nie reg op nie, en sy bril het afgeval, hy soek die, en niemand help nie, almal loop verby, en dan uit die 100 mense wat by staan, nou die een dametjie wat stop en hom ophelp en sy bril en so, en dan gee hy vir haar 'n iPad. Nee, en dan word dit op sosiale media gesit. Die teendeel sien mens ook baie, 'n ou wat gaan staan op die by 'n bushalte, besig bushalte, en hy het 'n kartonbord voor hom en sê wat op die kartonbord is daar dan geld vasgeplak, en dan sê hy vat net wat jy nodig het. En hoe mense hom dan storm en geld vat, en wat is dan nou sy vrygewigheid, maar dit word alles op sosiale media gesit. Is ons, are we only in it for the money? Ja, en ek dink dit is waar, nê? Ons verloor baie keer so maklik perspektief, ook op ons geloofslewe. Jy weet, kom gaan ons kerk toe? Is dit sodat die Here my kan seën? Soos jy sê, in for the money. En dit bring ons weer by die vraag. As jy 'n persoon liefhet, dan kyk jy wat daai persoon wil hê, sonder om te sê, ek wil dit hê, dit gaan net oor die persoon, omdat jy daai persoon liefhet. En dis hoe ons verhouding met Christus moet groei. En dit is hoekom dit belangrik is ook, nê. Ons kan net barmhartigheid bewys. Ons sal net barmhartigheid bewys as ons deur die Gees ons oë oopgemaak word om te sien wat Jesus vir ons gedoen het. Ja. Nee. Dis wat ware opregte barmhartigheid bring in ons harte. Ekskuus tog vir die hoes. So wat vir my sê net is, juis weer, waar's my identiteit? So as dit sê, maar omdat die wat barmhartig is, my identiteit lê nie in die feit dat ek so 'n oulike ou is nie. Dit lê in die feit dat dit aan my gedoen is, ek is oorlaai van barmhartigheid deur God. Ek kan nie anders as om dit te wees en daarom dit te doen nie. Dis reg. So dis 'n identiteitsding ook, wat ek net by God kan kry. Dit is nie, dis nie 'n method in the madness nie, dis nie die, dis 'n deur en nou gaan die Here my meer seën, want ek het daarom hierdie en hierdie gedoen nie. Dis,
ek het nie 'n keuse, ek is deel van hierdie koninkryk. Ja. Ekskuus, ons hamer nou op dit. My identiteit is verander. Dit beteken ek is 'n barmhartige. En dan kom die belofte, barmhartigheid gaan bewys word. So die loon, die positief daarvan is nie dat daar iets aan my teruggedoen word nie. Wat gaan ek besef? Jou identiteit is ook in Christus. Ja. Nee, ek gaan dit beleef. En in 'n sekere sin ook, ek het klaar alles gekry wat ek wil hê. Ja. Nee, ek is 'n koningskind. Ek is 'n kind van God. Nee, dit is my skat. My skat is nie dat die Here my moet seën nie. My skat is hy het my verlos. Ja. Ek is deel. En dan kom ons terug na daai wat ek net gesê het van leeg wees van eer, nê. Nee. Ons soek al hierdie eer want ons is leeg, ons het nie meer wat ons nodig het, maar nou weet ek het weer ten volle ontvang. Ja. Nee, ek is weer in die teenwoordigheid van die Here. Ek is volgemaak deur die Gees. Ek is kind van God. En dit moet my grootste skat wees. Sodra dit gebeur, sodra die Gees ons oopmaak daarvoor, dan ontvang ons hierdie genade om werklik te wil doen, net omdat ons weet wie ons is in hom. Ja. Wat vir my koslik is sommer net is hierdie Samaritaan, die beeld wat jy nou, die storie wat jy gebruik het wat Jesus vertel het. Op wat sy eer het hy gekry vir sy barmhartigheid? Geen. Ja. En tog die hoogste eer. Nou goed, hierdie is 'n verhaal wat Jesus vertel, so ons dink nie dit het regtig so gebeur nie. Maar in die verhaal gee die Here eintlik soveel eer aan die Samaritane dat hy waag om hulle naam te gebruik in 'n verhaal waarin daar barmhartigheid bewys word. Nee, so daar lê die eer, hy kry erkenning deur Christus. Op die ou en om te sê, en mens, dis juist, dink nou aan hierdie mense wat hier voor hom is, armes en weduwees en die weggegooides en mense wat wonder of die skrifgeleerdes nog reg is. Dis mense wat na hom kom luister het. Gemarginaliseerdes. En hy kom herstel iets van iemand wat glad nie eer verdien nie. Vertel hom hierdie storie en dis vir ewig. Ons praat nog steeds van die barmhartige Samaritaan. Ons gebruik dit. En daarin lê die eer is nie. Ja, ons weet nie wat is hierdie ou se naam nie. Maar in die voorbeeld en in daai manier van lewe kry hy eer. Ja, en in aansluiting daarbey dink ek, onthou nou, Jesus sê so, aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat is hierdie barmhartigheid wat ons bewys gaan word? Dis wat ons in Christus kry. Ja. Dis wat hy vir ons doen aan die kruis. Dis wat hy gee alles op, nee, hy word 'n mens, hy wat God is, word verneder deur 'n mens, die gestalte van 'n mens aan te neem, aan mense gelyk te word. Hy gaan so ver tot in die dood. Nee, sterf hy. En onthou, die dood is die straf op sonde. Dis wat Jesus in ons plek dra. En hoekom doen hy dit? Sodat ons genade, sy genade ontvang, sodat ons kan wees kinders van God. Ja. Nee, so dis die genade wat ons ontvang, dis die skat wat ons ontvang. As ons nie besef dat dit is wat ons het nie, dit is wat ons ontvang het nie, kan ons nie aan mense genade bewys nie. Ja. Want dis wat ons volmaak. En dan gaan ons laaste enetjie, ons het nog tyd vir so ene. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jong, en as ons hom nou so in die Afrikaans lees, dan wonder 'n mens, so, wie is nou eintlik rein van hart? En is dit iets wat ek kan bereik? Is dit iets wat met my gebeur? Geseënd is die wat rein van hart is, en hoor mooi, die seëning hierin is, want hulle sal God sien. Nou, luisteraar, die ou gelowe in die wêreld, wat die Islam en die Joodse geloof en ook Christendom, het so baie met mekaar, eintlik wat dit betref is die Christendom eintlik jonk, maar hierdie ou gelowe het twee goed, of het iets in gemeen, en dit is die reinigingswette, of die reinigingsrituele. Ons sien dit in die Ou Testament, al die wette in Levitikus en al die Deuteronomium ensovoorts, die was reinheid, om rein te wees voor die Here. Maar hier's nou die ding, al daai goed was 'n uiterlike skoonwassing. In Israel se geval, die Jode se geval, moes dit dan deurgaan na dit wat in die tempel gebeur. Die bloed van die onskuldige dier is aan die buitekant van alles gespat.
Ja, in die binnekant dan van die heiligdom binne in die tempel en teen in die voorhangsel en so, maar alles is ietsie aan die buitekant. En die bedoeling was nooit om te sê as jy jou buitekant skoongemaak het, is jy alright nie. Die bedoeling was altyd om te sê verlang dan meer na net die allerheiligste, die Here wat die binnekant alleen kan skoonmaak. En dit is nogal iets wat ek dink veral in ons tyd met die gelykmaking van alle godsdienste en gelowe, is alles maar net nog paadjies, verskillende paadjies na die Here toe. Is die Christen geloof hierin absoluut uniek, waarin dit sê, jy word net gered as jou binnekant skoon is. Geseënd is die wat rein van hart is, want in hulle, vir hulle sal God sien. Hoe verstaan ons nog verder hierdie reinheid van hart? Wel, Ja, ek dink dit is nogal belangrik om dan 'n bietjie verder ook te gaan, want ook in Matteus praat Jesus ook daarvan en sê hy, ja, julle was julle hande, maar dit gaan nie oor wat jy in jou mond insit nie, maar dit gaan oor wat jy uit jou hart uitkom. Nee, so dan verklaar Jesus hierdie woorde eintlik ook 'n bietjie, want dit gaan, en dan noem hy dit op, nee, wat uit die hart uitkom is hoogmoed en al hierdie vuil taal en al die slegte dinge, nee, dit ons kom maak natuurlijk. mekaar seer, ja, nee. En dis wat onrein maak. Dis wat seer maak, dis wat lelik is. En die moeilikheid is, dis maklik om op die uiterlike rituele te fokus. En te sê, nee, ek was my hande en ek doen hierdie dinge. Ja, eet nie hierdie nie en sorg dat ek op hierdie dag dat doen en ek buig soontoe en Dis reg, ja, nee, dis maklik om daai dinge te doen, maar hierdie dinge wat uit die hart uitkom, dis moeilik want dis so deel van ons. Die sondige natuur is diep in ons ingeweef. ja. Nee, dis soos 'n kanker wat daar is, wat in ons is. En die hartseer is, ons kan dit nie wegvat nie. Net Christus kan. Ja. Hy moes vir ons sonde kom sterf, om ons rein te maak, om ons skoon te was, van binne skoon te maak. Ja. Sodat hierdie seer, hierdie lelik wat binne in ons van binne af uitkom, sodat dit opgeklaar kan word. Ek dink wat vir my baie belangrik is hier is, ek sê altyd vir mense, ek kom uit 'n plek uit waar ons baie met moslems gewerk het, en een van die gesprekke wat 'n mens met 'n moslem byvoorbeeld sou hê, is om te vra, so, jou buitekant is nou skoon gewas. Jy het nou al die rituele nagekom en so aan, maar wat van jou binnekant? Wie was jou hart? Want onthou, Allah is volgens hulle 'n onpersoonlike, afsydige God. Ja, daar's nie 'n verhouding met hom soos wat ons nou heeltyd ook vir julle net saam met julle aan dink nie. So 'n vraag sou wees is, hoe kom jou binnekant skoon? Want hulle het hierdie 7-punt rituele wat hulle elke keer as hulle na die moskee gaan vir aanbidding moet doen, tussen jou tone was en onder jou kielibakke en onder andere jou ore en jou neus, want dis waar bose geeste bly en so aan. So dis nou oulik, nou het jy al hierdie rituele gedoen. Die versigtigheid is nie ons moet vir hulle kyk, die versigtigheid is hoe ons daai goeders in 'n sogenaamde Christen geloof toepas. So as ek net die bloed van Jesus oor my kar gebid het, dan gaan daar nou niks met my kar gebeur nie. So die buitekant van my kar is beskerm, nê. As ek die shofar geblaas het, dan gaan die bose geeste nou nie naby my huis kom nie. As ek al hierdie uiterlike goed. As ek weet nou nog gepraat van kerk toe gaan, ek wil amper nog so 'n bietjie moedswillig wees en sê as ek nou die regte lappe aangetrek het op pad kerk toe, nee, ek kan nou nog meer wys. So ek gaan nie net kerk toe nie, ek trek meer lappe aan. En ek sit 'n baadjie aan en ek draai nog een om my nek en ek sit dalk nog 'n ding op my kop en ek sit klippies op soos die priesters op dit, nee, en meer, dan is ek nou reg. Hierdie oordadige uiterlike goed, en dat ek dan ware daarin sou kry en ek sou as iemand anderster nie aantrek soos wat ek aantrek nie, dan is ek sommer dadelik, want daai persoon het nou nie respek nie. Dis wanneer ons hierdie uiterlike goed so na die voorgrond toe bring en sê, dit is die dinge. En die vraag is dan, hoe gaan dit met jou hart? Wat maak jy alles toe met hierdie uiterlike goed? Want nou weer, ons het in 'n vorige program ook verwys na Esegiel, waar God die Vader daai tyd al sê, ek sal die hart van klip verwyder en 'n hart van vleis gee. Die bedoeling is 'n sag, gereinigde hart. Waar kom hy vandaan? Ek kom net van God af. Dis God wat dit doen. Ek kan nie myself reinig nie. Maar wat ek kan erken is, my hart is op syself nie rein nie. Dit is net hy. En dis ook, ek kan nie anders as om te sien nie.
Ja. As ek hom erken as die een wat my hart skoonmaak, die hart van vleis gee, dit beteken ek staan in sy, ek wil amper sê daar in die operasiesaal, daar waar hy hierdie hart van klip uitgehaal het, hy staan met 'n hart van vleis, ek kyk hom in die oë, en hy sit dit in my, en hy verander my so. En dit sluit aan by hierdie mooi belofte wat daarby kom, nê. En hulle sal God sien. As mens nou dink ook aan die Jode, die tempel en alles, nê. Die hele ding van die tempel is, jy kan nie God sien nie. Ja. Al gaan jy in, jy kan nie God sien nie. En al was jy jouself hoe rein, maar en tog is dit so die behoefte by ons as mens om weer by God te kan wees, nê. Dis dieselfde wat ek net gesê het van die eer. Hoekom jaag ons oor die eer na, want ons soek daai eer om weer by God te kan wees. En net so hierdie eer, hierdie genade om in sy teenwoordigheid te sien, maar ons kan nie, want hy sien dwars deur ons, nê, en hy sien ons sondigheid, maar in Christus kan ons. Ja. In hom, omdat hy ons rein maak, omdat hy amper as mens nou terugdink aan Genesis, nê, net nadat hulle uit die paradys uitgejaag is en sonde geval het, dan sit hulle vir hulle kleedjies aan van hulle probeer daai vyeblare mekaar werk, nê. Wat doen nie God? Hy gaan slag 'n dier. Hy die eerste offer, nê, wat plaasvind, en dan vat hy daai velle en hy bedek hulle. Iets daarvan, nê, Christus wat ons kom bedek. Hy maak die sonde toe. En dis slegs daardeur wat ons in God se teenwoordigheid, slegs daardeur kan ons weer God sien. Ja. Daai eer ontvang om by hom te kan wees. Ja. En dis die genade wat ons na uitsien. 'n Verhaal wat ek nou nog gaan dink, en dit is die verhaal van Naaman, die heidense generaal wat melaatsheid kry, en dan hierdie Joodse dogtertjie wat gevange geneem is, slaaf. Sy sê, maar meneer moet na die profeet toe gaan, hè? En dan die mooi verhaal van hoe die koning dan vir die koning van Israel 'n brief skryf, en die ou bewe in sy broek, en hy sê, ek is die God nie, ek kan niks aan doen nie. En dan, wat dan gebeur is, Elia sê, maar sê vir die ou, hy's 'n man van God. En dan as hy by Elia se huis kom met sy waans en sy geskenke en goed, dan gaan Elia eers uit nie. Hy sê vir sy slaaf, sê vir my, moet hom 7 keer in Jordaan gaan was. En tipies is sy reaksie, maar daar's baie beter riviere waar ek vandaan kom, want regtig die Jordaan, behalwe nou as jy diep ingaan of so, maar die Jordaan rivier wat die grootste gedeelte betref is regtig ou vuil modderstroompie, is nie iets om na uit te sien nie. Nee, en dan sê die ouens vir meneer, maar as hy vir jou iets moeilik gevra het, sou jy dit nie gedoen het nie. Nee, opklim na die berg toe, die diepste skulp in die diepste see gaan haal, net daar soos die liefdesliedjies altyd is. Sou jy dit nie gedoen het nie? Jy sou. Nou vra jou eenvoudig. En dan gaan hy en hy gaan was, daai geloofsdaad van hy gaan was, en dan staan daar, en sy vel het soos die van 'n babietjie sin geword. Nee. En dan gaan hy terug, en dan sien hy God. Dan kom en hy sê, nou verstaan ek, kan ek, nou hier is die geskenk, en natuurlik word die geskenk geweier, maar hy sê, ek wil iets saamvat van die grond, en mag die Here my vergewe as ek voor my God, saam met my koning moet in die tempel ingaan, want hy beteken niks meer nie. Hy sien God, daar is net hierdie een God. En daar is vir my so 'n mooi beeld van hierdie rein van hart. Dis nie iets wat ek in my wese is nie. Dis iets wat aan my gedoen word. Ek wil in partykeer al stadig, maar wat dit is daai nuwe vel, nee, soos 'n babietjie sin. Ek bedoel, ek dink nou daai is 'n beeld, melaatsheid is aaklig, nee, dis vrot, stink. Ek bedoel, wat is lekkerder om te ryk en vas te druk in liefde as 'n babietjie, nee, en hy sê word so. Dis daai reinheid wat die Here aan ons doen. En dan gaan hierdie man terug en die dogtertjie waarskynlik wat hulle gevange geneem het, kry, ek wil amper sê barmhartigheid gaan aan haar bewys word, nee, want hierdie ou het God gesien. Hy gaan terug na 'n land toe, as 'n heiden het hy gegaan en hy kom as 'n gelowige terug. Hy het God gesien. Dis die betekenis van 'n rein hart, nee. Is daai totale metamorfose wat die Here aan ons doen. Luisteraars, dit was vir my en Paul lekker om te kuier. Ons gaan volgende keer sal ons voortgaan met die seënbedes en die bergrede. Maar ons hoop dat jy iets van die seën van die Here in jou lewe sien. Nie 'n mensgemaakte seën nie, maar 'n omgedopte seën. Ietsie wat jou 'n bietjie omkant vang. Ja, en dan ook daai seën wat maak dat ek ekstra myl wil loop. Ekstra wil doen omdat ek die groot liefde van Christus raak sien. Ja. Mag ons elkeen dit beleef.
Luisteraars, 'n mooi dag vir julle.